Mense, kom ons maak by Johannes oop. Johannes 4. En ek gaan vanmôre net deel soos wat die Here op my hart lê. Want in my gees ervaar ek dat hier sit iemand hier wat vanmôre nodig het om dit te hoor. Hier sit mense vanmôre hier wat met onderdrukte seer rondloop. Wat op 'n plek beweeg het waar jy seer gekry het en jy het nodig om genees te word. Ek wil vanmôre vir sê van ons wat vanmôre in hierdie plek sit, wat dalk luister of wat vanmôre dalk kyk na die boodskap. Mense luister op wanneer die boodskap uitgaan, luister en kyk daarna. Mense hoor vanmôre wat met bagasie rondloop. Jy loop bedruk rond, jy word afgerem in elke opsig. Mense, en jy's op 'n plek waar jy nie deurbrake beleef in jou lewe nie, want jy's gefokus op wie en op wat? Jy's gefokus op jouself, op jou seer en op alles wat jy deurgaan. Ek wil vanmôre vir jy skuif jou fokus. Waarna toe? Jesus Christus, die Seun van God, want hy het gekom om daai seer volkome te genees. Mense, sy hart is dat jy nie 'n vrag saam met jou moet dra nie, maar dat jy juist daai vrag vir die Here moet gee en die Here moet vertrou, dat die Here met dit sal deel op 'n wyse wat net hy kan. En wanneer hy daarmee gedeel het en jy dit vir hom gegee het en jy dit gelos, wil ek vanmôre vir sê, wanneer jy wegstap, jy lig sal wegstap. Dat jy nie meer 'n vrag sal hê van dinge van die verlede wat jou terughou en wat jou afrem nie, maar dat jy sal soos 'n wildsbok wees, mense, wat smag na die lewende waters wat die Here vir jou instoor het. En dat jy sal gaan drink. Waar drink ek en jy? By die voete van Jesus. Weet jy wat het gebeur? Die kerk het op 'n plek begin beweeg waar hulle eie drinkbakke, waterbakke uitgekap het uit klip uit. En daai waterbakke het nog krake in. Mense, dit hou nie die water nie. Hoekom nie? Want dit is selfgemaakte menslike pogings. Ek wil vanmôre vir u sê, die enige poging wat jy as persoon doen om 'n verskil te maak, dat jou lewe kan verander, mense, is puur verniet. Jesus het alles klaar gedoen. En wanneer jy in verhouding met Jesus wandel, wil ek vanmôre vir u sê, dan sal jy beleef en ervaar, mense, wat Jesus vir jou gedoen het. Jy sal dit in jou lewe sien, manifesteer. Jy sal meer as 'n oorwinnaar wees in elke area van jou lewe, selfs in daardie area waar jy seer gekry en jy onderdruk dit en jy berg dit weg. Ek wil vandag vir julle sê, daar's mense, dis hoe 'n mens gemaak is. Jy word seer gemaak en jy berg dit weg. En soos in 'n laaikas, jou brein, dit word weggeberg. Jy dink nooit weer daaraan nie. Maar soms gebeur dit dat hier binne iets opspring. Wanneer iemand iets doen, dan aktiveer dit daai ding wat jy weggeberg het en dit kom na die voorgrond toe en dan tree jy op 'n wyse wat nie 'n wyse is van die Here nie. Is nie hoe 'n kind van God optree nie. En dan stap jy weg en jy dink, my magtig, waar het dit vandaan gekom? Hoekom tree ek so op? Ek wil vanmôre vir sê, God se hart is vanmôre dat ek en jy sal luister. Wanneer ek en jy op so 'n manier optree, gaan soek in die laaikas waar jy dit weggeberg het. En wanneer jy dit vind, doen dit. Mense, gee dit vir God. Want dis hoekom Jesus gesterf het. Dis hoekom hy gekom het. Dis hoekom hy gesterf het. Dis hoekom hy opgestaan het. Mense, hy daai ding het hy op hom geneem. En wanneer jy vanmôre in geloof uitstap en sê, dankie my God, dat u daai seer, daai plek, hierdie wond wat in my is, Here, op u geneem het. U nou deur u gees, deur my geloof, kom en daai wond volkome herstel en genees. Kom ek lees vir u. Ek deel net soos wat die Here op my hart lê. Die gedeelte handel oor die Samaritaanse vrou. En ek lees vir u. Ek sommer daar van vers 7. Daar kom 'n vrou, die Here staan hier by 'n put. En hy staan nie daar om dowe deur te nie. Hy het 'n afspraak.
Ek wil vanmôre vir u sê, die Here is vanmôre in die huis. En hy is nie vanmôre net hier sommer nie. Hy het 'n afspraak met jou, Linda. Hy het 'n afspraak vanmôre met jou. Hy het 'n afspraak met jou, Dries. Hoor in Kosinati, die Here se hart vanmôre is dat jy moet weet dat hy met jou 'n afspraak en sy hart is dat jy moet indruk verhouding, dat jy hom sal ken vir wie hy is vir jou. En dat daai kennis nie net hier geberge sal word nie, dat dit in jou lewe so deel sal wees van jou praat, van jou doen, en wanneer jy uitgaan, mense dit sal beleef en ervaar, en deur dit sal weet dat Jesus se hart is, dat hulle ook met hom 'n verhouding het. Amen. Dis God se hart vanmôre. Hy sê hier in vers 7, daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Nou voor ek aangaan, sê gou vir my, as jy wil water skep, wat het jy? Jy het 'n koppie in vandag se tyd, in daai tyd, wat het jy? 'n emmer, want jy kom van ver af, 'n groot emmer. Ek sien nou al hoe sy hierdie groot emmer vol gemaak het, bopak opgesit het, en hier gaan sy, en sy balanseer. Die vrouens kan dit goed doen. En daar gaan sy met hom. Mense, sy het 'n fles gehad, sy het 'n bak gehad, en mense, hierdie bak was nie leeg nie. Hierdie bak het baie goed verteenwoordig, wat deel is van haar lewe. Baie goed. Mense seer, verlede, dinge wat in die verlede gebeur het, wat mense byvoorbeeld van jou gesteel het, en jy loop met onvergifnis in jou rond. In hierdie geval, dit was nou al haar hoeveelste man, en sy is ook nie met hom getroud nie. Mense, sonde. Hoeveel van ons loop met sonde rond? Met dinge waarmee ons besig is, wat nie in lyn is met die Here nie. En hierdie goed trek ons af. Ek wil vanmôre vir u sê, dis sulke goed wat verhoed dat mense onder die geklank van die woord kom. Sulke goed. Ek wil vanmôre vir u sê, weet dan, mense kom, en dan besoek ons hulle, want dis wat ons doen. En dan vra hulle vir ons, ons wil net weet, julle gemeente, het julle 'n probleem as ons saam woon? Luister nou. En dan sê ek, wat sê die woord? Wat sê die woord? Ek wil vanmôre vir u sê, en dit wil hulle nie hoor nie. Hulle wil hoor wat sê Chris. Hulle wil hoor wat sê julle kerk, julle plek van aanbidding. Ek wil vanmôre vir u sê, dit gaan nie oor wat ek sê nie, dit gaan nie oor wat hierdie gemeente sê nie, dit gaan oor wat die woord van God sê, wat Jesus sê in die woord. En ek wil vanmôre vertrou dat manne en vroue by die Here sal uitkom, want wanneer hulle by die Here uitgekom het en hom leer ken vir wie hy is en wat hy vir hulle wil wees, dan sal hulle in lyn kom met sy wil, according to his word. Hulle sal in lyn kom met die woord van God. Mense, ons daai fles of daai vaas of wat ook al verteenwoordig alles wat sy saam met haar dra. Kom ons lees verder. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop, en die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Mense, hierdie is 'n boodskap op sy eie. Maar ek wil vanmôre vir sê, in die oë van die Here is daar nie meer 'n man en 'n vrou nie. Daar is nie meer 'n Jood en 'n nie-Jood nie. Daar is vanmôre een in Christus Jesus, die Seun van God. Mense, luister vanmôre. Hy sê, want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Vers 10, Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, mense, as ek en jy die Here Jesus geken het,
dan sal ek en jy weet, God se hart is, dat ons hom moet soek, dat ons met hom in verhouding moet wees. En wanneer ons met hom in verhouding is, sal die Vader deur dit verheerlik word. Mense, dit is vermoere jou roeping. En mag die Here dit vasmaak in jou gees. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sal vir jou lewende waters gegee het. Mense, die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepding nie en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende waters? Luister gou-gou, Jesus het nie 'n skepding nie, 'n flaas nie. Hy het nie enige iets nie. Hoekom? Want hy loop lig. Hy's volmaak. Hy het geen sonde in sy lewe nie. Hy dra nie goed van die verlede rond nie. Die dag toe hy aan die kruis hang, toe het hy alles op hom geneem. Alles. Maar ek wil vanmôre vir u sê, Jesus het die prys ten volle betaal vir haar ook, sodat sy daai goed wat sy saam met haar dra vir die Here kan gee en vergewe kan word. Mense, luister gou. Ons is nie klaar nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het, wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sal vir jou lewende waters en sy sê, jy het nie eens 'n skepding, hoe gaan jy vir my water gee? Ek wil vanmôre vir u sê, die Here sê, kom, net soos jy is, en kom drink van die water wat ek vir jou sal gee. En wanneer jy daarvan gedrink het, mense sal jy nooit ooit weer dors kry nie. Jy sal nooit nie. En omdat jy in hom glo, soos die woord sê, sal lewende waters uit jou binneste uitvloei. Mense, ek wil vanmôre vir u sê, waar begin dit? By sy voete. Om lag te buig voor die koning van alle konings. Jou knieë te buig en op jou aangesig voor hom te wees en hom te soek. Die volheid wat hy vir jou instoor het. En wanneer hy begin detoneer in jou, mense, lewende waterstrome, wil ek vanmôre vir u sê, dan sal lewende waterstrome in en deur jou vloei. Hoekom? Omdat jy in hom glo, soos die woord sê. God se hart vanmôre, mense, dat ek en jy sy aangesig sal soek met ons hele hart en met ons hele wese. Hy sê, sy sê, u is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en ons self daaruit gedrink het nie, en sy seuns en sy vee nie. Mense, ons lewe nie in die verlede nie, sy gaan nou terug in die verlede in. Ek wil vanmôre vir u sê, is tyd dat ons uit die verlede uitkom. Is tyd om hierdie bagasie, wat ons so mee loop, hierdie fles, wat ons nou water wil skenk. Mense, alles wat dit verteenwoordig vir die Here sal doen en God sal vertrou dat hy dit sal doen wat hy gekom het om te doen en dit is om ons te herstel, om ons te genees, mense om ons op 'n plek te kry waar ons 'n oorwinning wandel in elke area van ons lewe. En ek wil vanmôre vir u sê, en dan wanneer ons luister en hy sê gaan, wanneer ons gaan om wat te doen? Om siele vir die koninkryk van God te wen, wil ek vanmôre vir u sê, daai oomblik wanneer ek gaan, wanneer ek wegbeweeg, dan loop ek lig. Net soos wat Jesus lig loop. Amen. Dan loop ek lig. Ek het geen bagasie wat my afrem nie. Ek het geen bagasie wat my terughou nie. Mense, is daar vanmôre iemand wat jy moet vergewe? Is daar iemand wat jy in gevangenskap in jou hart hou, omdat jy nie bereid is om hom te vergewe en hom of haar vry te spreek nie? Ek wil vanmôre vir u sê, hoeveel van ons loop met bitterheid in ons harte rond? Teenoor ander mense. Mense wat ons seer gekry. Ek wil vanmôre vir u sê, ek ervaar dit in my gees, soos wat ek hier staan, daar seer wat deur ouers aan kinders gedoen is. Wonde wat vanmôre in hierdie plek is. Wat vanmôre hier sit. En die Here sê, jy het verlang genoeg dit saam met jou gedra. Ek het gekom om dit te vat. Ek het gekom om jou gesond te maak.
om jou te herstel. En ek wil vanmôre jou van hier af stuur, dat jy sal ligloop. Die goed nie meer saamdra. Here, U weet met wie U praat. En ek bid, Here, dat ons sal hoor en gehoorsaam sal afslaan. En Here, dat ons hierdie goed sal aflê, klaarmaak daarmee, deel daarmee. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Dis die water in die put. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. En die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water. Ek bid vanmôre dat ek en jy op 'n plek sal kom waar ons laag voor God sal knie, op ons knieë en sy aangesig soek en sal vra, Here, gee ons van daai water. Wanneer ons dit drink, ons nooit ooit weer sal dors kry. Here, dat waar ook al ons gaan, dat hierdie water konstant in ons ingedeponeer sal word, in ons in sal vloei, en konstant deur ons sal vloei, want water moenie stil staan nie. Mense, dit moet vloei, die vloei moet aan mekaar wees, en ek wil vanmôre vir julle sê, baie keer hou ons dit terug. Ek wil vir julle sê, God se hart is om te let go, om te laat gaan. Dis God se hart. En moenie bekommerd wees nie, jy gaan nie leegloop nie. As jy leegloop, wil ek vanmôre vir julle sê, is dit jou skuld. Is dit jou skuld? Ek wil vanmôre vir julle sê, God sê, be still and know that I'm God. Weet vanmôre, God se hart is, dat jy, wanneer jy uitgegiet het, wanneer jy daar deur jou gevloei het, mense, ek en jy, ten alle tye, nie 'n oomblik se nalat om by Jesus se voete, hy is God, sal gaan sit, en indruk, en intap, en vol word van die Heilige Gees nie, want as ons kyk na die disippels, toe hulle uitgegaan het, die eerste keer toe Petrus opstaan en preek, wat gebeur? 3000 mense kom tot bekering, maar ja, hulle was gedoop met die Gees, met die krag uit die hoogtyd, want Jesus het gaan wag daarop, ek gaan nog daaroor deel, en dit was gedoop, maar dit nie daar opgehou nie, jy kan maar gaan kyk op daai pad in Handelinge, sien jy duidelik, hoe hulle op 'n gereelde basis weer gaan stil raak en weer vervul geword het, opnuut weer volgemaak geword het. Mense, as jy leegloop, is dit nou tyd om by Jesus se voete te sit en sê, Here, maak my weer vol. Ek wil nie leegloop nie. Alwaarvan ek moet leegloop en ligloop, is die bagasie wat ek altyd saam met my gedra het. Hoor vanmôre, is tyd om jou klaar te maak en jou vol, deur die Jordaan te stap, in dit wat God vir jou voorberei, is God se hart. Hy wil hê jy moet klaar maak met daai goed wat jou seer gemaak het. En dan sê Jesus sê vir hom, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy is reg. Jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat U 'n profeet is. Hy's God. Mense, ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid is in Jerusalem. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur, wanneer julle nie op hierdie berg, en ook nie in Jerusalem, die Vader sal aanbid nie. Mense, deur die Gees, kan jy vanmôre in jou huis, in jou werksplek, op die pad, in jou motor, intap, by Jesus se voete sit. Ek het altyd hierdie ding gesê, toe ek en Frannie met ons boulevard daar gery het op die highway, en die byways, nee? En die wind waai so, en ek so intens bewus van die teenwoordigheid van die Here Jesus,
Mense, en dan het ek altyd gesê, wanneer ek so bewus raak van sy teenwoordigheid, dan hoop ek net nie daar's 'n verkeersbeampte daarvoor nie, en hy sien dat ons 3 is nie. Ons is nie meer 2 nie, ons is 3. Want Jesus is saam met ons op daai motorfiets. Amen. Mense, ek wil vanmôre vir julle sê, God se hart is verhouding. Is jy gereed? En as jy in daardie plek sit waar jy by sy voete sit en intap, wil ek vanmôre vir julle sê, wanneer jy met 'n bak opdag, met 'n vleis opdag om water te skep, hoor vanmôre, dis bagasie. Megan kom speel vir ons. Dis bagasie. En die Here se hart is vanmôre dat jy hierdie bagasie vir hom moet gee. Jy het verlang genoeg afgerem geword. Jy het verlang genoeg teruggehou geword. Dis tyd om in oorwinning te kom. Dis tyd om daai goed af te lê. Daai goed wat jou verhoed om in oorwinning te kom. Mense, luister vanmôre vir my en hoor. Nee, luister vanmôre na die Here. Daai goed waarmee jy besig is. Kom ons, ek wil dit nie name gee nie. Jy kan dit vir jouself uitmaak. Daai ding waarvoor jy nie meer kan sien nie. Is daar so iets? Ja. Here, ek wil dit nie doen nie. Maar as ek my kry, dan het ek dit weer gedoen. Chris, jy verstaan nie. As daai ding vir my so maak, dan gaan ek. Ek wil vanmôre vir julle sê, as dit die geval is jy nog nie vry nie. Wel ten minste nie in daai area nie. En is dit vanmôre bagasie wat jy saam met jou dra, daai vlees. God se hart vanmôre is dat jy daai goed vir hom sal gee en beleef hoe hy kom, soos wat jy bely. Here, U weet. En ek kom vanmôre en ek kniel voor U. Vergewe my. Maak my vry. Maak my vry in Jesus naam. Wil ek vanmôre vir U sê, sal jy in jou gees beleef dat jy vry is. En die impak daarvan is jy sal sien in die fisies hoe daai ding wat jy nie voor nee kan sê nie meer die houvas in jou lewe het wat dit gehad het nie, want die Here het jou vrygemaak en ons eer die Here daarvoor. Here, U is waardig. U is waardig. Mense, toe hierdie vrou leeg is, toe daai bak dit daar los. Sy moes dit daar los, want die woord sê nie dat sy die bak saamgevat het nie. Sy het gegaan. Waarna toe? Waar sy vandaan gekom het. En sy het vir die mense gaan vertel van daardie man. Jesus Christus. En mense, dit wat sy hulle vertel het hulle in hulle gees so gestuur, dat hulle soekend ook na die put toe gegaan het, om hierdie man te ontmoet. En mag die Here gee, dat ek en jy so lig van hier af sal wegbeweeg, dat ek en jy die woord van die Here sal gaan uitdra, van vrymaking, van heelmaking, mense verhouding met Jesus, maak dat ek vry is, maak dat ek gesond is, herstel word, mense deurbraak op deurbraak beleef, maar hulle moet nie die Here dien omdat dit gaan gebeur nie, hulle moet die Here dien omdat hulle 'n verhouding met die Here wil hê, sodat die Vader deur daardie verhouding met Jesus verheerlik kan word. Dit is God se hart vanmôre. Here, ek bid vanmôre, U staan by elkeen stil. En Here, U ken elkeen se hart. Die Here wil hê jy moet vanmôre alles wat daai bak verteenwoordig in jou lewe. Hy sien, Jesus is hier. Hierdie is die put. Die lewende waters is hier beskikbaar. Jesus Christus, die Seun van God, en sy hart is vanmôre dat jy sal indruk van aangesig tot aangesig en vanmôre sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Here, U sien hierdie vlees en U weet wat dit verteenwoordig. En Here, hierdie vlees maak my moeg. Ek dra dit oral saam. Here, dit rem my af, dit hou my terug. Maar dankie Here dat ek vanmôre
boodskap kon hoor en Here vermoere kan weet U hart is om dit van my af weg te vat en my gesond te maak, om my vry te maak, om my te herstel. Here, U word verheerlik in Jesus naam. Ek dank U daarvoor en ek gee U al die lof en die eer. Ek wil tog vra, as daar vanmôre iemand hier is wat vanmôre hoor, die Here vir jou sê, kom en drink van hierdie water. Ek weet hierdie vrou sê, Here, eet nie is 'n skepting nie. Dis wat ons soms doen. Mense, ons dink vleeslik. God is gees. En God se hart is vanmôre dat ek en jy in die gees sal indruk en sal intik alles wat hy vanmôre vir jou wil gee. En wanneer jy hier vandaan weggaan, sal die lig beweeg. En jy sal deur die gees van die Here gedryf word, geïnspireer word. Daai lewende water, nie konstant hier binne sal bly nie, maar dat hier sal bly nie, maar dat dit deur jou sal vloei. En mense om jou sal aanraak. Mense se lewe nooit weer dieselfde sal wees. As jy vanmôre in jou hart wil sê, Here, ek wil vanmôre hierdie woord ter harte neem en ek wil hierdie bak met al die goed wat dit teenwoordig vir U gee. Net U laat, maak my vol, want ek is die bak vanmôre, geestelike bak. Here, kom vul my met U lewende waters, oorlopends te vol. En Here, wanneer ek hier vanaf wegbeweeg, ek lig sal loop in Jesus naam. Jesus naam. Ek wil vanmôre vra, elkeen wat hier sit, as daar seer in jou lewe is, en jy moet vanmôre iemand vergewe, wil jy nie net vir my jou hand opsteek? Here, dankie dat U deur U Gees, by elkeen stil staan. Ek wil vanmôre vir U sê, soms gebeur dit, dat dit so diep geberre is, dat ek nie eens kennis dra daarvan nie, ek het vergeet daarvan. Maar wanneer dinge gebeur, spesifieke goed, dan tree ek op 'n manier op, dan spring hierdie ding uit. Dit trigger dit. Maar ek vertrou vanmôre dat die Here by jou stil staan en dat hy baie duidelik vir jou wys wat dit is wat jou seer gemaak het. Dankie Here. Dankie Here. As jy met dit kan vereenselwig, en jy vanmôre weer die Here praat met jou, steek gou jou hand op. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. As jy jou hand opgesteek het, wil ek jou vra om hier voor te kom staan. Mag ek vir jou bid? Kom. As jy vanmôre in hierdie plek is, en jy het genesing nodig vir jou liggaam, wie het enige krankheid in sy liggaam op die oomblik? Niemand nie. Kan jy gesien het? Kom met dan. Dries, kom jy ook? Sorry. Okay. Jy is welkom. En dan, dan jy kan som op die stoel sit. Nou wil ek vra, as jy iemand is, wat maar stoei met iets in sy lewe, hoekom doen hy dit? Die Here wil hê jy moet vry wees. Hy wil hê jy moet vry wees. Hy wil hê jy moet lig loop. Al wat in jou moet wees, is sy lewende waters. En dit trek jou nie af nie. Dit rig jou op. Voel jy kragtig in. Dit gee jou krag. Oornatuurlik, goddelike krag. As jy vanmôre in hierdie plek is en jy wil van iets ontslae raak waarvoor jy nie nee kan sien. Come on.
Steek jou hand op. Los, kom help my. Staan vir my, Jesus. Vergas. Vanmôre het die Here met jou 'n afspraak. En sy hart is dat jy vanmôre al die goed vir ons. Hier is nie net seer nie. Goed wat wonder veroorsaak. Dis ook ander goed. Ja. Maar die Here wil vanmôre kom. En hy wil jou herstel. Jy weet, jy luister na baie hoe hulle praat en al die dinge. En jy hang aan hulle lippe baie keer. Jy weet, want jy luister na die boodskappe wat hulle uitdra. En in jou hart neem jy is daai gedagte van, ja, sê maar soos hy op sy kant. Weet jy, die dag wanneer jy uitstap om te loop en wees wat God jou geroep het om te wees, gaan daar baie ander om jou wees wat gaan sê, as ek maar soos hy kan wees. Vanmôre kyk die Here na jou en hy wil jy moet mooi word. Vergeet van hoe ander is. Fokus op Jesus. Druk in met jou hele hart in verhouding. En al die ander goed gaan van jou al wegval. Dit gaan wees soos toe Paulus daar in Registraat, toe hy daar sit en dan Ananias hom hande oplê en vir hom bid, toe sê hulle daar val goed soos skille van sy oortuigingsblind as gevolg van die ontmoeting met die Here. Toe daai skille afval, daai skille, toe staan 'n man op wat die meeste van die Nuwe Testament geskryf het. Ek wil vandag vir julle sê, weet jy, wanneer jy vanmôre al hierdie goed vir die Here gee en op hom fokus en nie op ander wat dinamies is, wil ek vanmôre vir sê, gaan jy 'n dinamiese persoon in die gees word wat uitbeweeg en die woord verkondig op 'n wyse wat mense na die Here toe trek om 'n verhouding met hom te staan. Ek vertrou die Here daarvoor. En Here, hy kom vanmôre, hierdie seer, ons hoef dit nie op die naam te noem. En die Here maak jou gesond. Omdat jy 'n geloofstap neem, sê Here, ek gee dit vir jou, moenie vergas nie. Enige onvergewensgesindheid in jou gees is, jy kan. Kies vanmôre te sê, Here, ek kies om hom of haar in my hart in die gevangenis te neem. Want wanneer hulle daar sit, dan draam sy hulle saam. Heeltyd, as ek my kry, dink ek aan die knaap wat hier in my hart sit, wat ek toegesluit het omdat hy my seer gemaak het. En dan maak ek my net nog bitter, en weer wat gebruik die vyand dit om my in jou karakter te vorm. Nee, Jesus wil jou karakter vorm. Here, ons belyde, ons gee dit vir U en ons vertrou. Here, U vat my Here. En Here, U kom maak vanmôre hierdie man los in die gees. Here, U gee hom deurbrake op plekke. Here, sy stem gaan verander. Nie sy naam nie, sy stem. Daar gaan goed by jou mond uitkom. Jy gaan briek aanslaan en sê, waar dit nou vandaan gekom? En wanneer jy mooi ding, dan sê jy besef, dit is die Here wat praat. Here, ek bid my God, U word verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Dankie dat U hom volkome herstel, dat U hom volkome genees, en Here, soos wat hy die pad stap, vertrou ek dat hy sal besef. Here, as daar mense is wat nog karm waar hulle nie karm nie, dinge wat gebeur as gevolg van dinge wat gebeur, U dit duidelik sal wys en dat hy dit vir U sal en sal vergewe, vryspreek en plan. Daai 7x70 gaan doen vir stop daar. Moet dit nie mis. Jy was nie verlede week daar. Moet dit nie mis nie. Want dit is wat jy nodig het. Okay. Gee my druk. Here, U vat hom. Oorwinning tot oorwinning.
Sylvia. Bagage. Dis dit. Al wat jy dra is vrou. Here, baie keer is ons so op ons familie gefokus. En dis reg. Dis tog die hart. Maar Here, ek dank U dat U nou kom net by 3 stil staan. En hom vul met vrede, met alle verstand te bewaar. Te midde van alles is Sylvia in die palm van U hand. En Here, U dra elke trede van haar lewe. En Here, ek dank U dat hy deur daardie gedagte sal weet, my God, dat U sien sy hart raak. En Here, U onderneem bonatuur. U raak haar liggaam aan. Here, U maak haar volkome gesond. U herstel. Vyand, jy het gekom om te steel, te roof en te moord. Gees van kanker, ons bind jou werke, ons verklaar dit kragteloos en ons stuur dit weg. Ons stuur jou weg. En vanmôre kom ons en ons spreek lewe, ons spreek genesing in Sylvia se liggaam. En Vader, ons bid vanmôre, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook in Sylvia se liggaam. In Jesus naam, gees, siel en liggaam, U herstel haar volkome. Ons eer U daarvoor. Dankie Here dat daar waar seer is, U maak gesond, U herstel. Here, ons eer U daarvoor. Daar waar vergifnis gegee moet word, Here, dankie dat U dit met haar in haar hart uitmaak. En Here, dat sy U stem sal hoor. En Here, dat sy sal kies om te vergewe en te laat gaan. Here, ons eer U daarvoor. In Jesus naam bid ons dit. Vader, elke bekommernis. En ek weet dat jy gaan sê, nie bekommernis. Ons gee dit vir U. En Here, U gee net vrede in die hart. U is in sy saak. Te midde van al die goed. I love you. Because you belong to me. You're my son. Jy behoort aan my. Jy is my naam. Jou by die naam genoem. Jou naam. Is nie net in die boek van die lewe nie, maar is ook aan my hand. Al gegrafieer. Ek kies jou vir. Here, vrede. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. Here, U onderneem, U voorsien. En Here, U laat U volmaak te word as ons eer. Dankie, Here. Amen. Dankie, Here. Dankie. Dan jy right, dan kan jy staan. Dan laat ek dan aanvolstaan. Dis want ons bid nie vir die nie. Ons het gebid vir genesing. En ons eer U, Here, dat U haar aangeraak het, van volkome herstel het en genees. En Here, ek wil bid. Hierdie bid opstaan baie keer wanneer sekere goed in my lewe gebeur. So ontstel raak. Here, ek gee dit vir U. Ek maak klaar om dan nie. Laat goed gebeur. Seer gemaak. Here sê ek wil dit nie. Gee dit vir U. Here, ek dank U daarvoor. En ek eer U daarvoor. Here, U vat af van oorwinning tot oorwinning. Deurbraak tot deurbraak. En Here, U maak elke wond gesond. Wat deur mense veroorsaak is. Here, ons eer U daarvoor. En ons gee U daarvoor. Ek wil sê, genesing vir gees, siel en liggaam. Sal van die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Because it's jou beurt. Dankie Here. First of all, sorry, I forgot. You're supposed to pray. Ja, you are staying here. Dankie beste. Personality, be blessed, abandoned in the Spirit.
ons gaan uit. Kom ons nooi mense. Ek vertrou die Here. Die Gees gaan vooruit, hy mag die pad gelyk. Vra jou vrou saam te kom. I know, it's difficult. Ons werk daar. Ask hom. Ek sluit af. Ek wil nou aangaan. Maar die Here lê weer iets op my hart, maar let's go. Here, ek bid, wees met elkeen. Here, lei hulle, rig hulle in alles. Here, dat ons op die plek sal kom waar U wil hê ons moet wees. En die voete van die Here laag op ons knieë en aanbidding. Ons homself verheerlik. Ons sal groot maak, sodat U verheerlik kan word. Here, U is waardig. Dankie dat U voor ons uitgaan, die pad gelyk maak, waar ons gaan. Here, dat ons hierdie lewende waters wat in ons ingevloei het, met 'n ander sal gaan deel. Die lig sal gaan skyn, die lig van alle ligte, Jesus Christus, in ons en deur ons sal skyn, vir die wêreld om te sien dat daar so hoop. Here, U word in dit, deur dit verheerlik. In die naam van Jesus bid ek dit, en ek dank U daarvoor. Here, U is waardig. Mag die liefde van God, die genade van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met U elkeen wees. Amen. Dankie Here. Daar sê, die Here seën alles wat mooi is, be blessed.